Goeiemôre. Dit is 9 uur, Woensdag en ek sê vir julle baie welkom by Amelia en julle gaan lekker koffie drink saam met my vanoggend en ek vertrou die Here vir 'n mooi woord en 'n deurbraak vir jou vanoggend. So ek is opgewonde om hierdie woord met julle te deel. Dis 'n woord wat regtig baie na in my hart lê en ek weet dit het baie van toepassing op baie vrouens en ek glo die woord gaan julle regtig baie seën vanoggend. So baie welkom vir die wat aanlyn is. Jesus, is dit tog nie my vriend van die Kaap af nie? Yes, Jazzy. As dit jy is, hallo. Môre Rachel, môre is Etricia. Ek bly jou naam verkeerd sê. Hallo Rientjies en Rikkie, goeiemôre. Opgewonde Welmarie, dankie dat jy altyd kyk. Elsie, baie dankie. Ek is baie opgewonde vir vanoggend en ek gaan net nog so 1 minuutjie gee. Môre Irene, ek is opgewonde vir jou Irene. Ek wil sommer Irene voor ons begin vir jou woord gee. Ek het jou beloof laas week. Irene, ek het baie oor jou gebid en die Here wys vir my dat jy 'n baie sagte gees het, baie sag. En weet jy wat, jy kan mense nie regtig seermaak nie. Mense het jou al baie seer gemaak en ek voel dat die Here jou wil bemoedig vanoggend deur vir jou te sê, omdat jou hart so mooi is en omdat jy in seer kry, maar dit nie buite wys nie en regtig in vergifnis loop, gaan die Here jou baie seën. Jy is 'n baie mooi mens van binne en buite en daarom wil die Here regtig vir jou groot goed gee, groot openbaring gee. En ek glo die Here het ook vir my gewys terwyl ek vir jou gebid het verlede week dat jy hande op die siekes gaan lê en hulle gaan genees. So soos wat ek deur die loop van die oggend nog woord vir jou het, sal ek dit aan jou met jou bedien. So ek net gou vir die ander hallo sê. Daar is Irene, hallo, en Patsy, hallo Ricardo, Cherie, Angelique, Janelle, ag hallo Jette, ek is excited vir julle. Hallo Melissa Key, I'm happy for you to be online this morning and I pray God that you're going to be blessed. Goed, ek wil julle nie ophou nie, daarom gaan ek die woord bedien vir oggend. Ek wil met julle bedien oor 'n vrou in die Bybel wat regtig baie swaar is en terwyl ek haar verhaal lees en gelees het hierdie week, het dit sommer my hart geruk, want dit is ook goed waardeur ons gaan. En Annalali, is dit Annali? Hallo, jy's Nietie, hallo, jy's baie welkom. En daai vroukie van Oudtshoorn, baie welkom. Ek bly my self in die rede val, maar ek wil net vir julle almal hallo sê. So ek gaan bedien oor Lea en sy het regtig my hart geruk en baie van ons vrouens gaan deur dieselfde goed as wat Lea gegaan het. Nou ons ken die verhaal van Lea en Rachel en vir wie Jakob gewerk het. En Jakob het Rachel ontmoet waar sy vir die kamele water gegee het. En die oomblik toe hulle ontmoet, toe is daar regtig net 'n spark tussen die twee. En Jakob het besef, nee, kyk, met hierdie vrou gaan ek trou. En hy het toe uiteindelik toe dit nou so gekom dat hy trou en of op die punt is om te trou en maar Laban het ander idees gehad. Hy het toe intussen vir Lea voorberei vir hierdie huwelik. Nou Lea se verhaal spreek van soveel seer in haar huwelik, maar haar hart was gerig op die Here en haar lewe was gerig op die Here. En daarom was sy rein en edel in die oë van die Here. Sy staan egter nie blaamloos nie, deur met haar pa se besluit nie, maar die seer kry was vir haar genoeg. En so het Rachel ook seker maar seer gekry, en want sy was seker maar uit die veld geslaan, omdat Lea met Jakob getrou het, maar as ons na beide van die kante kyk, dan het albei vrouens maar deur 'n seer gegaan. Maar veral Lea wil ek met julle deel. Lea was nie so mooi soos Rachel nie, glad nie. Rachel was hierdie skoonheid, hierdie prinses tipe en sy was beeldskoon. En Rachel was nie baie aantreklik nie. Hulle het van haar gepraat as Lea die een met die dowwe oogies. Nou ek kan myself indink as iemand vir jou kan sê jy dowwe oogies, dit is nie baie mooi nie.
maar dis wat hulle haar genoem het. So God gebruik Lea se lewensverhaal en haar onbemindheid by haar man tot sy eer. So ons gaan vanoggend gaan ons bietjie gesels daaroor en miskien voel jy as 'n vrou vanoggend en worstel jy soos Lea met 'n ongelukkige huwelik. Voel jy onvervuld, verneder en nie raak gesien word nie, want dis waar Lea deurgegaan het. Dalk verkies jou man iemand anders te bo jou. Sou dit jou lewensverhaal wees, maar weet dat indien dit jou lewensverhaal is, moet jy ook weet dat God 'n plan het met alles. En baie van ons kom uit baie seer uit, baie seer uit, maar ek wil jou bemoedig vanoggend dat jy op die punt is vir 'n mooi deurbraak. Net vir my ma, hallo sê, môre Madeleine, ek bly ma te ons sien join. So, ons hele missie en visie in die lewe is om op God gefokus te wees. En jy moet verstaan, hoe meer jy reject voel, hoe meer reject jy, want seer maak seer. Maar nie Lea nie, sy het glad nie haar seer toegelaat om enige iets in haar huwelik hoe kan ek sê, te doen nie. Sy het nederig gebly, maar al wat sy wou gehad het, is die liefde van haar man. En die aand met hulle huwelik, toe Jakob uitvind, dis nie Lea nie, ek dink hy was kwaad. Hy was baie kwaad vir Laban. Hy het hom gaan konfronteer ook, want ek meen, hy dink, hy gaan nou bed toe met hierdie mooi pop, en die oomblik toe hy nou sien, dit is Lea, het hy, ek dink hy het hom vererg, en hy het vies geword. En ek wil ook vir julle sê, dat toe hy vir Laban gaan konfronteer het, kan ek myself indink, dat dit nie 'n mooi konfrontasie was nie. Maar, kyk wat doen die Here. Die Here kom en hy sien Lea se hart raak. Nou, julle moet baie mooi onthou, daai vrou het baie seer gehad, baie, want haar man het haar nie lief gehad nie. Maar kyk hoe gebruik God vir Lea om geboorte te gee aan 4 van die 12 stamme van Israel. Kyk, die Here het 'n plan, hy doen wat hy wil. Maar na die geboorte, wil ek vir julle sê, kon Lea ook, en ons kan uit hierdie verhaal ook 'n mooi prentjie vorm van dit wat God in ons lewe doen. Lea gee eerste geboorte aan Reuben. Nou, Reuben beteken, hy het my smart raak gesien. So Lea is baie excited om hierdie seentjie te hê, Reuben, want sy sê, God het haar smart raak gesien. En dan dink sy, my man gaan my nou lief kry. Met hierdie seun gaan my man my lief kry. Maar dit was egter nie die oplossing gewees nie. Want al wat Jakob in sy kop gehad het, was vir Rachel. Dis sy punt, dit was sy fokus, was net Rachel. Maar hy het nog steeds wel geslaap. Ja nee, kyk, hoor hierso. En sy het 'n tweede seun gehad met die naam van Simeon. Nou Simeon beteken, hy het gehoor. So God het gehoor. En ek dink Lea het so opgewonde geraak, dat sy gedink het, ja, met hierdie seun gaan ek verseker Jakob se aandag trek. Maar dit het ook nie gewerk nie. En Lea gee geboorte aan Levi. En sy naam beteken saamgebind. Nou moet julle onthou, sy het nou al 3 seuns geboorte gegee. En sy het aan Reuben geboorte gegee, aan Simeon geboorte gegee, en aan Levi geboorte gegee. Madeleine, jy kan nie lag nie. Want ek sê mos nou, die man slaap by Lea. Hy is nie net, ek gaan niks sê nie. Maar in elk geval. En sy het gedink, okay, nou word hulle saamgebind. En dit was nie die geval nie. En die laaste, want jy moet onthou nie, met haar 3 seuns was haar oë gerig op God. Hoor baie mooi. Op Reuben, Simeon en Levi was haar oë gerig op Jakob. Oor hoe sy Jakob kan tevrede stel. Oor hoe sy Jakob se liefde kan wen. Alles het om Jakob gegaan. Maar die Here het dit ook geweet. En tog het hy besluit om regtig Lea te seën met nog kinders.
En die kind wat hy vir haar gee toe nou, is Juda, die volgende seun, die 4de seun. En hoor mooi is dit, die oomblik toe Juda gebore is, toe gee sy die naam Juda, wat beteken lofprysing. En lofprysing was daai seun se naam was toe op God gerig. So die eerste 3 seuns was absoluut op die vlees gerig. Dit was gerig op vleeslike goed. Dit was gerig op Jakob en dit wat sy begeer van haar man en die liefdeloosheid wat hy net sy rug op haar gedraai het. En dit was so amazing, want sy het deur al hierdie goed gegaan. En toe met Juda, toe het haar fokus verskuif van die vleeslike deel na die geestelike deel, van Jakob na God toe. Sy wend haar oë af van Jakob af en sy rig haar oë op God. Hoe ongelooflike rypwordingsproses is Lea nie deur nie. Ek glo met my hele hart, in daai tyd het sy baie karakter gesny en integriteit gekry. Want weet jy wat, sy het nie haar sussie se oë uit gaan krap nie. Sy het nie lelike optredes gehad nie, alhoewel sy in haar hart seker maar gevoel het, soos elke vrou voel, onwaardig. En Lea het deur die rejection gegaan, want sy kon nie kompeteer met haar sussie Rachel nie. En baie van ons vandag wil kompeteer met iemand anders in ons lewe. En weet jy wat, dis die verkeerdste ding om te doen. Jou oë moet vanoggend asseblief van jou vleeslike dade moet dit draai na God toe. Want jy sien, jou vleeslike dade gaan jou nêrens en niks in die sak bring nie. Maar jou geestelikheid gaan jou nader aan God trek. Sy is die regtig 'n baie dierles gewees. Maar ek is opgewonde oor wat toe agterna kom, want julle moet besef dat wat agterna kom, is sy het geboorte gegee, weer eens sê ek dit, aan van die 4 van die seuns wat uit die 12 stamme gekom het. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? En weet julle, in daai tyd nie, het die vrouens die kinders se name gegee. Die manne het nie name gegee vir die kinders nie, so die vrouens het die kinders se name gegee. En dis vir my eintlik amazing, want so het Lea elke keer in haar emosies het sy 'n naam gegee. Reuben, hy het my smart raak gesien. Simeon, hy het gehoor. Levi, hy het ons nou saamgebind. En niks het gebeur nie. Niks. Arme Lea het regtig nog steeds niks van haar ontvang nie. Niks van hom ontvang nie. Maar die oomblik toe sy haar oë op God draai, toe besef sy die impak wat moet gebeur in die geestelike riem. So wat wil ek vanoggend vir jou sê? God is vir ons ongelooflik groot. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Dit maak nie saak hoe seer jy het nie, wat se pyn jy deurgaan nie, wat se verwerping jy deurgaan nie. God is so genadig. Geen pyn, geen verwerping, geen niks is te groot dat die Here nie uit daai iets uit vir jou kan gee wat vir die toekoms kan saak maak nie. En ek weet dit is vir julle nou nie wat jy wou gehoor het nie, maar ek wil vir jou vanoggend sê dat dit is wat jy moet hoor. Dat jy jou oë en jaloesie moet stop. Dat jy 'n besluit moet neem. Wat is, vir wie is jy belangrik en wat is vir jou belangrik? En Lea het regtig Jakob se liefde gesoek, die vleeslikheid gesoek. Sy arms om haar gesoek. Daai vleeslike begeerte was vir Lea verskriklik. En kan ons net nou ons fokus skuif van vandag af, alles wat jy in die gees, in die vlees begeer, kan dit skuif na Juda toe vandag. Kan ons vandag die Here begin loof en prys vir wie hy is, nie vir wat hy vir ons kan doen nie, vir wie hy is. En so moet jou aanbidding ook wees, en ek praat baie met hom, met mense, en met julle wil ek dit noem vandag, dat aanbidding gaan nie oor 'n liedjie om Jesus te beskryf, maar wanneer jy God aanbid jy hom vir wie hy is.
Dit is hoekom ek nie sommer na al die worship liedjies luister nie. Ek luister nie na al die prys liedjies nie. Ek is baie uitsoekerig uit wat dit aanbetref. Ek hou van liedjies wat God groot maak. In my stilte tyd wil ek vir die Here sê, Here, U is groot, U is almagtig, U is Jehovah Jireh, U is die provider, U is Jehovah Shammah, U is Jehovah Nissi, wat die banner oor my is. Ek wil vir hom vertel hoe awesome hy is. En dit is wat ons moet doen. Dit is ons fokus. Om ons fokus vanoggend van die vlees af te kry en jou fokus op God te sit. En neem jou besluit. Verlede week het ek bedien oor besluite bring veranderinge. Julle, ek het amazing terugvoer gekry. Amazing terugvoer. Ek het e-mails gekry en ek het op my page is my web my e-mailadres. Ek het WhatsApps gekry. Ek het gesien hoe mense besluite geneem het. Een vrou wil ek vir julle vertel, haar man is 'n narcist en sy het uitgestap uit haar huwelik uit. En die oomblik toe sy uitstap, toe het haar maale vir haar buite gewag. En haar maale het haar embrace met haar seentjie. En weet jy, is haar man kwaad? Ja. Maar dit is nie vir my reg wanneer 'n vrou deur soveel fisiese, emosionele en seksuele abuse moet deurgaan nie. Dit is nie van die Here af nie. Dit is regtig nie van die Here af nie. So sy het 'n baie kwaliteitsbesluit gemaak. En weet jy wat nie, dit was verlede week. En Dinsdag, toe skakel sy my. Gister, toe sê sy vir my, haar man is klaar na 'n ander verhouding, die vrou het alreeds by hom ingetrek. Dan verstaan ek nie partykeer hoe hierdie goed werk nie. Maar ek weet vanoggend dat waar ek hier sit, dat sy die regte besluit gemaak het. Want God kom eerste in haar lewe. En sê ek egskeiding is goed? Glad nie. Ek praat dit nie goed nie. Ek glad nie. Maar hierdie vrou kon nie meer deur die mishandeling gaan nie. Sy was blou geslaan. Haar seentjie was geslaan. Dis mishandeling. En geen vrou moet daar deurgaan nie. Dit is nie so nie. Want die dag toe julle vir mekaar beloof het, julle gaan na mekaar kyk en julle gaan daar wees vir mekaar, het hy daai belofte gebreek. En ek wil nie die man sleg maak vanoggend nie, want jy kry die vrou ook, wat haar man abuse. Ek weet van vrouens wat hulle mans oor die kop slaan met 'n pan. Dis letterlik die waarheid. Daar is van ons wat regtig niks weet wat in ander mense se huise aangaan nie. Maar ons wat in die bediening sit, weet so baie van mense en so baie van hulle omstandighede, dat dit my hart ruk om te sien deur watter omstandighede mense gaan. En ek wil jou bemoedig weer vanoggend. Hier's van julle wat nie 'n besluit kan maak nie. Maak jou besluit en kry klaar. As jy jou kind na 'n ander skool toe wil stuur, hou op om te hana en stuur daai kind na 'n ander skool toe. As jy twyfel, dan het God alreeds vir jou die bevestigings gegee. Haal jou kind uit en sit jou kind in 'n ander skool. As die Here vir jou gesê het om iets te doen, hou op om te twyfel, want jou heel eerste hoor wat jy van die Here afkry, is van God af. Weet jy wat kom die vyand doen? Hy kom die tweede keer wat jy wil luister, het hy alreeds desepsie in jou ore gesit. Die vyand is 'n vuil goed. Jou heel eerste woord in profeties wat jy kry, vir iemand ook, is van die Here af. Die tweede een is van die duiwel af. Want hoekom? Hy wil jou laat twyfel. Hy wil jou laat twyfel. En fear, doubt and unbelief is so van Satan af. Want hy wil nie hê jy moet goed wees vir mense nie. En in hierdie laaste tye is daar meer desepsie in die kerke as wat ek in my lewe gesien het. Daar's meer desepsie in die kerke as wat daar buite in die wêreld is. En ek wil vir julle sê, ek hou partykeer die nuus dop en dan lees ek in die nuus dan lees ek van hoeveel pastore die vlees bo in die gees gekies het. In seksuele tuistering, in molestasie. Pastore word een vir een uit kerke uitgehaal. Hoekom? Omdat hulle nooit kom deel met die verlede nie. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. En ek weet dit werk. Uit ondervinding uit weet ek dit is die waarheid.
Wanneer jy as kind gemolesteer is, en dis 'n vleeslike ding, en jy deel nie daarmee nie, en jy groei op, en jy's in die bediening, en jou bediening behaal Facebook, en jou bediening behaal Instagram, en jou bediening haal mense om ete, en jy is on top of the world. Weet jy wat gaan gebeur? Die vyand weet, daai deur van molestasie is oop. So wat het hy gedoen? Hy het die heeltyd, omdat jy nie hulp gesoek het nie, omdat jy nie repent het nie, omdat jy nie kon vergewe het nie, omdat jy nie by iemand gaan sit het en te sê, help my net, ek wil net iets bely, kan jy net saam met my bid, omdat jy dit in die agterdeur gesit en onder die mat ingestoot het, kom die vyand, wanneer jy op die hoogste kruin is van jou ministry, en weet jy wat doen hy? En wanneer jy ander mense oordeel ook, dit is so. Weet jy wat doen hy? Hy maak daai deur vir jou heerlik oop, en die volgende oomblik val jy in die vlees seksueel. Jy val in die vlees seksueel. Is dit molestasie wat jy toepas op 'n kind? Is dit seksuele verhoudings wat jy kry? Is dit pornografie? Ongeag wat dit is, dit manifesteer. Hoekom? Omdat ons nie vlees is. Ons oë is nie op God nie. Ons oë is in die vlees. En alles is in die vlees. En dis reg, Anelda, wat jy sê, trauma is versteekte landmyne vir die toekoms. En kan ons daai landmyne en daai oop deure vandag toekry? Kry dit in jou lewe toe, maak daai besluit om vandag die deure wat in jou kinderjare oopgemaak is, wat jy met niemand wil deel nie, maak dit toe vandag. Want jy wil nie hê as jou bediening, selfs al is jy 'n huisvrou, selfs al is jy 'n godsvrou, maak nie saak waar jy is nie. En jy aanbid die Here, jy wil nie hê, daai deur moet oopgemaak word, wanneer jou huwelik op sy mooiste is, en jou oë dwaal vir 'n ander man nie. Want hoekom? Die vyand weet dit. Hy hou nie van ons huwelike nie, hy hou nie van dat ons finansiëel voorspoedig is nie, en hy hou ook nie daarvan dat ons kinders floreer nie. Dis die 3 areas wat hy keer. En daarom sal hy jou kataza op daai 3 goed. So ons kan asseblief, ons moet nou ophou om sonde weg te steek. As jy tot wedergeboorte gekom het, en jy het nie hierdie goed bely nie, en jou rug op het gedraai nie, is dit 'n freaking oop deur in jou lewe. Kry dit toe, en maak dit toe, en seël dit met die bloed van Jesus, en kry dit uit jou lewe uit. Want oordeel, om ander mense te oordeel, oor wat hulle deurgaan, om mense te oordeel wat in seksuele sonde is, om mense te oordeel wat skei, mense wat oordeel, as jy oordeel, ek sê nou vir jou, 'n paar jaar later, gaan jy ook geskei wees, jy gaan ook sukkel finansiëel, jy gaan ook goed, jy mag nie oordeel nie, jy mag nie, want weet jy wat, ek het al gesien hierdie laaste 16 jaar, soos wat mense my beskuldig het, soos wat mense ook in my vals beskuldig het, en soos wat mense van my gepraat het, is van daai mense, vandag geskei, hergetroud, mense sê manne het in pornografie geval, manne het hulle vrouens verneek, dit werk net so. So kom ons loop in vergifnis, kom ons hou daai deure toe, en wanneer iemand skei, moet hulle nie oordeel nie, want jy ken nie die hele verhaal nie. Jy weet nie wat is hulle verhaal nie. Jy ken nie die detail van dit nie. So hou jou mond toe, wanneer jy 'n storieetjie hoor, moenie daaraan deelneem nie, want dit kan jou ondergang beteken. En weet jy wat is om jou sonde te bely, is om jou rug te draai op dit wat jy gedoen het en weg te stap. Dit help nie, jy maak weer, gaan aan soos wat jy gelewe het nie. Dan is jy nie tot wedergeboorte gekom nie. Wedergeboorte, daar is 'n woord wat beteken soteria. Soteria beteken, ek draai my rug op dit en ek stap weg. Jy kan nie aanhou met die sonde in jou lewe nie. Jy kan nie. Ek kan ook nie. Ek moet begin keuses maak. En as jy baie vloek, maak keuses om minder te vloek. Dit is so. Dit is waar ons is op hierdie stadium. Ons lewe nie 'n heilige lewe nie. God is heilig. Ons is so geïndoktrineer,
met die wêreldse stelsel, laat ons van ons te veel TV kyk ook. Van ons kyk te veel TV. Ek kyk gelukkig nie baie TV nie, maar daar is mense wat regtig baie TV kyk. Ja, Barbara, ek hoor wat jy sê, ek kan onthou. Maar ons kan nie so aanhou nie. Weet jy wat gebeur met ons? Ons verloor ons vrees vir die Here. Nou, ek moet hierdie goed met julle deel. Want weet jy wat, nee, hierdie goed word nie meer van preekstoele afgepreek nie. Want dan hou jy op jou 10de tog saai, en jy hou op om vir my te gee, en jy hou op om kerk toe te kom, en op die goed, wat ons tog net wil, asseblief, net op 'n plek kom vanoggend, waar jy die besluit gaan neem, sê Here, ek repent vanoggend, wetend of ontwetend, of nie wetend, om 'n besluit te maak, om vir die Here te bid, en te sê, Here, leer my wat is die vrees van die Here. Dit is nie om nou bang te wees vir die Here nie, maar vir my is dit 'n ontsaglike respek, wat jy het vir die Here. My vraag is, en dit is, wat ek hierdie week, hierdie laaste, vandat ek siek geword het, Januarie, heeltemal besef het. Die mense sê, hier is probleme met die internet. Is ek op? Kan julle my hoor? Dankie. Is dat God my geleer het om ontzag te hê vir hom, om respek te hê van hom. Want terwyl ek in die hospitaal gelê het, het ek geweet, God moet die dokters wys wat fout is. God moet die dokters help om my lewe uit te sorteer. God moet die dokters help, en ek het so respek vir die Here gekry, want dit is net hy wat my kon help, niemand anders nie. En my vraag is aan jou vanoggend, wanneer jy iets doen wat regtig vleeslik is jy bereid om dit voor God te doen? Dit is my vraag aan jou. As jy om 'n tafel sit en jy kuier, en jy begin vloek en rook en drink, gaan jy dieselfde doen as God aan daai tafel sit? Nee, jy gaan nie. Jy gaan skynheilig wees. Jy gaan skynheilig wees. En die Here wil nie hê ons moet skynheilig wees nie. Hy wil hê ons moet in daai respek lewe. Want Lea se oë was gerig op haar man se liefde. En toe Juda kom, was haar oë gerig op die liefde van God. En ek dink in my hart, het daar so dankbaarheid vir Lea gekom. En God het haar geseën met nog kinders. Hy het nie daar opgehou nie. Sy het 'n dogter ook gehad. En God het nie opgehou om haar te seën nie. Want hy het geweet, Lea is die een wat so gesmag het daarna. Maar ouens, ons moet ons oë vandag op die Here begin kry. Asseblief. Asseblief. En wat jy doen van vandag af, maak daai keuse. Wat jy doen van vandag af, is my vraag net, sal jy dit doen in God se teenwoordigheid? Gaan jy skynheilig wees, of gaan jy vir God vra om jou te help en te leer, waarvan hou hy, wat van hou hy nie? Julle onthou, die Heilige Gees dwing niks op ons af nie. Niks. Typiese gentleman, sagtheid. Maar ons moet ook besef, waarvan hou hy nie. En omdat ons nie die Heilige Gees ken nie, weet ons nie waarvan hou hy nie. En ek wil vir julle sê, die oomblik as ons gaan ken wie hy is en waarvan hy hou, gaan ons begin 'n heilige lewe lei. En my hart is net, en ek praat met myself, julle moet verstaan, dat wanneer ek hierdie woord bedien, toets die Here my op hierdie woord wat ek bedien. En baie sê vir my, maar moenie die woord bedien nie. Maar as ek nie die woord bedien nie, waar gaan julle dit hou? Waar gaan julle dit hoor? Jy gaan dit nie in die kerk hoor nie. Jy gaan nie in die kerk hoor om te sê, kom bietjie by nie, los jou sonde nie. Want die kerk preek, daar is nie sonde nie. Die kerke preek dat nie meer oor sonde nie. En dit is hoekom mense is waar hulle is. Vir my is daar meer sondaars binne die kerk as buite die kerk. Hoekom? Want hulle sit met skynheilige gesigte, om te kyk of kry hulle 'n profetiese woord, wie kan die meeste saai, wie kan die meeste guns by sy pastoor kry? Crap! Ek sê vir julle, dit werk nie so nie. Jy
moet jou oë op God hou. En daarom moet jy besluit vandag, kom ons wees meer sensitief. Mooi Madeleine Janse. Kom ons wees sensitief vir die Heilige Gees, waarvan hou hy en waarvan hou hy nie. En as jy in sonde is, en jy weet is verkeerd, bid ek laat God jou om sal draai. As jy gerepent het vandag, dat God dit om sal draai, en jou 'n vreugde gee, en laat jy hom kan loof en kan prys. En ek wil sê baie van julle wat agterna woord luister, veral die mans, wat in pornografie betrokke is. Julle moet daai goed los. Jy is besig om jou huwelik te vernietig. Jy is besig om jouself te vernietig. Jy moet hulp kry. Hoe vinniger, hoe beter. Kan jy dink as jy daai goed sit en kyk, dis vieslik man. Gaan kry hulp. En ek het op my Facebook, is daar 'n man wie julle kan kontak, om julle te kan help. Hy is briljant, dit is sy ministry, is om mense vry te kry van pornografie. En so vir vrouens ook. Ons het hoeveel keer gekry dat vrouens so diep is in pornografie, dat dit was vir my 'n shocker. Asseblief kry hulp. Kry net hulp. En ek preek nie teen wat mense preek nie. Julle moet verstaan, hierdie is my platform. En as ek vir jou sê, jy moet gaan vir bevryding, en dit is reg vir jou, dan gaan jy. Ek warfare, ek het my swaard, ek salf, ek doen alles wat die Here my geleer het, jare terug. En is ek 'n seun van God? Ek is verseker 'n seun van God. Maar God gebruik my, wat by my persoonlikheid pas, wat by my lewe pas. Dit is hoe die Here my gebruik. Ek is 'n warrior vir die Here. Ek kan nie sit en sê, ag Here, asseblief nie. Nee, ek profeteer. When you know the will of God, you prophesy the will of God. En ek sal dit loud doen. Ek sal sê, ek maak 'n proclamation. En daar is soos Karen, wat nou weer nie 'n warrior is nie, Karen Fourie, wat sal gaan sit en sê, Here, ek bid, maar sy bid uit daai intersessie uit, wat sy bid. So sy loop nie met 'n swaard rond soos ek nie, waka paka saka nie. Nee, elkeen se gawe pas by jou persoonlikheid. Elkeen se gawe. En dis hoekom ek die Here dankie sê vandag, vir my persoonlikheid, wat nie worry wat iemand sê nie. Ek het nie 'n saak wat iemand sê nie. As ek voel jy moet bevryding kry, dan beter jy dit kry. As jy voor my sit, en ek sien 'n gees van last, of 'n gees van vrees, gaan ek dit vir jou noem en vir jou sê, kan ek vir jou bid? Kan ek vir jou bid? Want weet jy wat, 'n vrees van gees, daar is 'n gees van vrees, wat die Bybel van praat, is 'n tekort aan liefde, en ons moet daai ding omdraai, dat jy nie die liefde van die mens gaan soek nie, dat jy die liefde van die Here moet kry. Dit is ons papa daai. So, hy is ook kwaai. Hy is ook kwaai. Dit is net wie hy is. Hy is ook kwaai. Hy sê net, ja, amen, kom, ons gaan nie. Nee, as jy verkeerd doen, moet hy jou aanspreek. En ek moet hierdie goed aanspreek, want die Here het my gesê, as jy hierdie program begin, gaan jy doen wat ek vir jou sê. Jy gaan sonde in die lig roep. Ja, maar Here, dit werk nie so nie. Wat sê, ek het nie 'n saak met die kerke nie. Julle is nie om gestreel te word nie. As jy hier is om 'n woord te ontvang van die Here af, is jy op die regte platform. Ek is content in wie ek is. Dit het my jare gevat. Ek is content in wie ek is. En jy moet ophou worry wat mense vir jou gaan sê. Maak 'n besluit vandag om te sê, ek is content in wie ek is voor Christus. En jy is awesome voor die Here. Jy het 'n awesome gift voor die Here. Jy is amazing voor die Here. Awesome. Jou gawe moet ontwikkel word sodat jy kan profeteer. Want wat gebeur in die eindtye nou? Die mees deceptive bediening en gawe is profesie. Fortuinvertelsers spring oral op. Witchcraft neem toe in die kerke. Mense profeteer links en regs. Hoekom? Want dit bring aandag. En dit bring nommers op. En dit bring geld in. Come on.
come on. Jy is wonderlik geskape. Meneer en mevrou van God, wonderlik. Kom ek help jou om net jou bediening te ontwikkel en besluite te maak vir die toekoms. Wat gaan jy doen as jy môre nie meer hier is nie? Dis te laat om te repent oor wat jy gister gedoen het. Dis te laat om te sê jy is jammer. Dit is te laat dan om te sê Here vergewe my. Dis te laat. So kom ons doen elke dag 'n besluit om te repent voor die Here. Sê Here, ek doen dit. Voor ek gaan lê in die aand dan sê ek Here, ek is so jammer oor wat ek gedoen het vandag. Ek is totally in die vlees gewees. Ek sit my hart op die tafel neer. Sê Here, ek het 'n vloekwoord gesê. Ek het lelik met Henno gepraat. Ek het geskree op die kinders. Ek was vieslik met iemand gewees. Ek het 'n vrou aangejaag. Man, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak nie. As jy in die aand jou kop op daai kussing neerlê, dan sê jy net Here, ek is jammer oor wat ek gedoen het vandag in die vlees. En ek wil vir jou sê, the flesh is a beggar for sin. Hy is 'n beggar vir sin. En ons gaan nie daai beggar meer satisfaksie gee nie. Hy moet maar opdroog. Hy moet maar opdroog. Jou vlees moet sterf. Ons gaan hom nie meer die begeerte nie. En dit het my jare gevat om te sterf. Dit vat Jesus 'n rukkie op die kruis. Dit vat my jare om te sterf. My vlees is so wakker. En ek wil nie dit hê nie. I want to be spiritual for the Lord. Toe ek tot wedergeboorte gekom het, julle, ek het goed beleef in die geestemensie, wat mense nie eers vandag beleef het nie. Ek het engele gesien, wel ek sien vandag nog engele, maar ek het ondervindings gehad. Ek was getransporteer van uit Witbank uit tot waar ek gewoon het in Sasolburg. Ek sal julle vertel op 'n latere stadium van bietjie van my getuienis. Ek het 'n awesome getuienis. Awesome. En baie van die mense sê dat daar nie hel is nie. Nou luister baie mooi vir my. Ek verstaan wat julle almal sê. Maar julle kan nie my getuienis van my al wegvat nie. Ek het die Here eendag, ek was net tot wedergeboorte. Toe vra ek die Here, ek is nie om jou te oortuig nie, asseblief. Moet nou nie sê ek het sien om jou te oortuig nie. Ek is nie. Ek vertel jou wat het met my gebeur. Toe sê ek, Here, as ek nie die goede gaan ek regtig erg hel toe. En dit was 2 weke daarna. Toe droom ek. Nee, was nie 'n droom nie, dit was 'n visie. Ek het op die bed gelê, maar die Here het my weggeruk in 'n visie in, na hierdie plek toe, wat ek loop op die rand. Ek loop so op die rand, en ek kyk so in, en daai hitte vang my. En ek sien hoe mense skree, en ek hoor dit. En die Here sê vir my, you know what? That is the work of the flesh. I want you to die to yourself. Take up your cross and follow me. Ek het so freaking groot geskrik, dat ek oortuig daarvan, ek was op pad hel toe. Onthou nou, ek sê weer vir julle, dis my getuienis. En niemand kan dit van my al wegneem nie. Niemand nie. Ek het met sataniste gewerk vir 'n baie lang tyd. Ek het, die Here het my toegelaat. Ek het saam met hulle hamburgers en chips gaan eet daar by Wimpy, en die pastore was vir my baie kwaad, want hoe kan ek saam met sataniste werk? Hoe kan ek saam met hulle eet? Maar al wat hulle nodig gehad het was liefde. In my gemeente het mense ingestap, kinders ingestap, jong mense ingestap, wat so hoog is van die drugs. Daar al mense gesit het, uitgestap het uit die kerk uit en sê, hierdie kerk aanbid ek nie. Ek het hulle 'n drukkie gaan gee. Dan sê ek vir hulle, vee nie die poeier nog bietjie van jou neus af, want rarig jy so hoog soos 'n kite. Dan sit die snyfies nog hier onder, die crystal meth of wat ook al hulle snyf. So het die Here my geleer van drug addicts, ja. En weet jy, ek het ook besef, dat wanneer jy drugs gebruik, is dit omdat jy baie bitterheid en onvergifnis in jou lewe het. Dit is een van die hoofredes
hoekom mense ook op drugs is. 'n Seer, onvergifnis en dan is dit ook bitterheid in hulle lewe. Ek het daai kinders wat so hoog soos kites was, net gedruk en gesê, kom sit net hier. Maar van hulle kon nie stil sit nie. Jy weet as jy so is, jy wil net beweeg, jy wil net doen, jy wil net, en dan sê ek vir hulle in die naam van Jesus, kom, jy gaan nou onder die woord sit. Dan sê mense vir my, man, hulle hoor niks nie. Hulle gees hoor. Hulle gees hoor. En ek wil vandag vir julle sê, en ek het nog kontak met elkeen van hulle. Al 7 drug addicts wat in daai gemeente ingestap het, is vandag vry nog steeds. En ek is nie 'n goeie beraader nie. Ek doen nie berading nie. Ek jaag daai duiwel en daai ding uit jou uit dat jy kan vrykom. Want ek het nie tyd om 'n boompie se wortels te kry nie en 'n takkie af te knip nie. Ek het nie. My persoonlikheid sê kom ons deel nou daarmee. Ons repent, ons deel, ons ruk en ons pluk en ons gaan. Dat jy kan regkom. Maar ek weet ek doen dit met liefde. En ek wil vandag met liefde vir jou vra, maak 'n besluit sodat jy op 'n punt kan kom waar jou oë nie meer vlees is nie, maar gees draai. Ouens, ek is daardeur, dis hoekom ek dit vir julle kan sê. Hou op om vlees te wees. The flesh is a beggar. Hy sal beg vir sonde. Hy sal vir jou katassa om sonde te doen. En sê net van vandag, sorry, ou beggar, jy lewe nie meer in my lewe nie. Maar ek gaan in die gees wandel, want dit is wie ek is. En dit is wie ek geskape is. En my missie en visie is om die blueprint van God in my lewe te vervul. En jy, nadat jy repent het, as jy hier kyk en as nie iemand by jou nie, trek daai ou vrotworteltjies uit. Kom. Trek uit, ja Karen, trek uit daai ou vrotworteltjies. Want jy dra nie vrug nie. Hoe de freak wil jy vrug dra? Trek uit daai wortels. Psalm 1 sê, jy is geplant soos 'n boom by water. En ek sien vandag van julle wortels is in modder. Ek sien vandag van julle wortels is in mooi, helder water. Kom ons kry ons worteltjies in ons boom uit onder die water in die modder uitsorteer. Hoekom? Sodat ons kan vrug dra. Laat ons net kan vrug dra. Laat ander mense net van ons vrug kan eet. Laat ons net bykom in die lewe en bybly in die lewe. Asseblief, pik by. OK? En as jy nie kan pik bly nie, zip dit. Amen. Amen. OK, ek gaan vir julle 'n gebed doen. Dan gaan ons kyk of daar nog tyd is vir so 'n profetiese woord. En ek gaan die gebed vir julle lees want ek het dit geprint en dit is vir my verskriklik mooi. Maar jy kan daarna luister en net sê amen. As jy wil comment amen, doen dit vir ons. Goed. Here, hoe ongelooflik is Lea se verhaal nie. Nooit het sy kwaadwillig opgetree in haar eie seer en eensaamheid nie. Sy kon deur al haar beproewings uiteindelik uitstyg en U op 'n ongelooflike, wonderbaarlike manier vind, wat nooit weer uit haar hande geruk kan word nie. Here, ons is so swak en die druk van die wêreld se verwagtinge sluk ons in. Staande bly sal nie moontlik wees sonder U liefde nie. Here, al is ons nie beeldskoon volgens die wêreld, Here, ons oë staartigheid posgevat het. Vader, ek bid vandag vir elke ou leaitjie, dat sy haarself deur U oë sal sien, en dat God se vrede en liefde so oorweldiging sal posvat in haar lewe en in haar gees tot in alle ewigheid. Amen. Is dit nie mooi nie? Ek dink is so mooi gebed. Ek het hom vanoggend gekry en toe dink ek laat ek hom net vir julle print en hom vir julle lees. Maar ek gaan regtig van my getuienisse begin vertel. Ek dink dit gaan of lag of julle gaan vir my sê dit kan nie wees nie. Maar kan ek julle een vertel? Net een. Kan ek? Julle moet nou comment. Het julle tyd vir nog eenetjie? Dit is 'n skreeusnaaks getuienis. Marlyn, ek dink al ek het vir jou vertel. Hier is 'n paar wat dit ken. So, in my net begin daartoe bedien het, word ek uitgenooi, ek gaan name noem vanoggend, want dis rarig so, na Garris toe, waar pastoor Andries nog was.
Ag, ek het pastoor Andries gelief. Ek het hom geleer ken op kampe en hy vra my toe, sal ek by sy gemeente kom bedien een Sondag aand. Dis 'n groot gemeente Garris, was daai 'n regtig groot gemeente. En ek is nog so senuweeagtig, jette. Ek en Linda Engelbrecht, wat saam met my bediende daai tyd ry, ons gaan bedien. Ek het so 'n Nissantjie gery wat die Here vir my persent gegee het. En ek dank die Here vir Debbie en haar man wat daai karretjie, my heel eerste karretjie vir my persent gegee het. Ek loof en prys die Here nog steeds vir daai karretjie. OK. Toe ry ons nou Garris toe, van Sasolburg af Garris toe. Ons kom daar en dit reën, maar dit reën. En nou wil ek kyk of daar naby 'n parkering is, maar daar is nie. Er staan daar 'n man met 'n sambreel en hy wys vir my, ry. Ons gaan stop toer agter in die modderpappery en alles. Ek los dit toe. Ons loop, ek trek my skoene uit, rol my broek op tot die bo, want die sal sopnat. En ons kom toe by die deur en hierdie ou sê vir my, ek ken hom tot vandag toe. Ek en hy het al baie oor gelag. Hy sê vir my, die badkamer is daai kant, kan jy net asseblief jou voete gaan skoonmaak? Ek sê ja, dis cool, ek sal. Maar ek het vir my gewip, in die eerste plek moet ek daar ander kant moes stop, want hierdie was vir die gasspreker, want hulle dink die gasspreker ry sekere boek, 'n Lamborghini of 'n Porsche of wat ook al. Maar hierdie pastoor ry toe net 'n Nissan, klein bittetjie. Jette, julle, gaan daar in die badkamer in, en ek was my voete in die wasbak. Linda kry so skaam, sy sê, ek hou kywie by die deur. Ek sê, dis alright, Linda. Was my voete, sien ek, daar's nie 'n handdoekie nie, die papier, ek vat hulle handdoekie. Ek sê nee, ek droog my voete met hierdie handdoekie af vandag. Linda kry so skaam, sy loop. OK, sy wag vir my by die deur, ek vat hierdie handdoekie en ek gee vir daai ou, en ek sê vir hom, ek's nou baie jammer dat jy hierdie vuil handdoekie moet hê, maar my voete is ten minste skoon. Goed, ons gaan in, nou sit ons so half agterrag, en pastoor Andries vra of Amelia al hier is. Ek sê, ja, ek is hier so pastoor. Nou kom. Shame die ou wat my dan by die deur gekeer het, en parkering gekeer het, en met die vuile handdoek staan, kry ek toe so skaam. En ek sê vir hom, nee man, jy het nie geweet nie, moenie stres nie. Julle, ek het vir my gelag toe ek afloop. Het ek lekker gekry? Ja, so bietjie, maar dis mos maar vlees. So, ek het lekker bedien daai aand, en Linda sit toe voor, nou maak sy vir my so die hele tyd. Dit wys vir my so. Ek dink wat doen jy? Sy wys vir my broek. En dink ek het my broek gewas. Daar is nie meer modder nie. Is vir die eerste keer in my lewe, wat ek 'n swart langbroek aantrek. Na hierdie mooi kerk toe. Dis toe nie in jeans nie, want ek dra nie rokke nie, want een keer toe ek 'n rok dra, en 'n vrou keer toe, val my rok bokant my kop, so ek dra nie 'n rok nie. Julle, so, en Linda wys vir my weer, en ek tog toe laat ek kyk, en ek kyk so, en ek dink, julle, hierdie pastoor moenie nou sien wat ek sien nie. Ek het een keer, my broek se soem, jy weet as jy 'n nuwe broek het, dan trek die draadjies mos so, het ek die draadjie getrek, en die soem is uit. Nou my kar was my kantoor, toe vat ek die stapler, en ek stapler my broek se soem vas. En met die reën, toe was die koutjiepen van al die staplers af. En daar staan ek, met 'n swart broek, wat vol staplers is. Ek het gedog die lewe gaan uit my uit. Hier staan ek nou sê ek, asseblief, pastoor moet dit net nie sien nie. Hy moet dit net nie sien nie. Ek sê, Here, hy moet net blind wees vandag. Julle, daar sulke weird goed wat gebeur het al in bediening. Maar ek het agterna toe sit ek en Linda, en ons het onsself koekoes gelag oor ek wat staan met staplers in my broek, want wat moet ek anders doen? Tot vandag toe sal ek dalk net 'n swart broek aantrek as ek 'n troue doen. Verder trek ek nie swart broek aan nie. En ja, hy het 'n swim in. En hy het nie staplers in nie. So, ek het daai aand vir Kobus Siebers ook ontmoet, en dit is waar ek hom ook bedien het en die eerste keer leer ken het, en so het ek baie mense leer ken daai aand. En so dis net 'n ietsie wat ook gebeur in ministry. Ek lag dit,
Ek weet, ek is regtig content in myself. So, daar moet ook joy wees. En ek wil vir julle sê, al staan jy met 'n broek vol staplers vandag, wat nie net 'n staplers het nie, en nie 'n soem het nie, is dit ook okay. Want jy sien, die Here het nie na my uiterlike gekyk nie. Hy het na my innerlike gekyk. Met watse motief bedien ek? Anushka, as jy so 'n broek gehad het, gaan jy presies weet waarvan ek praat. Linda, die Here het 'n sin vir humor. Kom, ek glo vir julle, ek kan vir julle baie goed vertel. Ek het al saam met 'n pastoor bedien en nou in 'n blou oog gehad, terwyl hy vir iemand bedien en hy klap my onderste bo, maar ek sal dit vir julle, ek sal elke week so getuies met julle deel, maar die bediening is ook 'n skreeusnaaks plek om te wees. Maar is dit 'n mooi plek? Ja. Is dit 'n seer plek? Ja. Dit is ook 'n seer plek. Moenie dink die bediening is maklik nie. Maar ek wil vir jou sê, doen net waarvoor God jou geroep het. Dis al. Vandag wil ek sê, ek bid vir elke vroutjie wat nie 'n babietjie kan hê nie. Mag God jou baarmoeder vul, soos hy Rachel se baarmoeder gevul het, wat kinderloos was. Mag God jou baarmoeder vandag aanraak. Ek bid dat die Here jou baarmoeder aanraak. Ek bid dat hy jou eierstokkies aanraak. Ek bid dat wanneer die sperm by die eiertjie kom, dat daar bevrugting sal plaasvind. Ons maak die babietjies soek die baarmoeder toe. Ons maak die cervix toe en ek verklaar dat daar 'n babietjie sal wees tot 'n 9 maande vol tyd sal dra en mag God julle seën met 'n babietjie, jy wat nie kan babietjie sê nie. Is dit God se wil om 'n babietjie te hê? Ja, dit is. Ja, dit is. En ek vandag wil ek U loof en prys. Ek wil U loof en prys, Here, vir elkeen vandag in Jesus naam. Ek gaan weer bid volgende week vir vroutjies wat nie kan swanger raak nie. Sê vir hulle moet aanlyn kom. Sê vir hulle moet die program bywoon. Ek gaan volgende week dalk net lekker profeties bedien en nie woord nie. Ek voel julle het lekker profetiese woord nodig, so ek gaan lekker profeties bedien, en ek wil vir julle sê dankie dat julle aanlyn kom, nie net vir die profeties nie, want dit is nie wie ek is nie. Ek wil nie net profeties bedien nie, en sê, hoor, hier is my bankrekening, hier is my bankrekening. Ek wil dit nie doen nie. Ek wil hê julle moet geseënd wees deur die woord, luister, optree, besluite neem, en die profeties is 'n groot, lekker stuk chocoladekoek na die bak van daai koek. En ek wil julle seën vandag. Onthou nou vroutjies wat nie kan swanger raak nie, laat hulle volgende week op aanlyn kom en ons gaan hulle bedien om swanger te raak. Bid so lank vir die vroutjies hierdie week saam met my en ons gaan 'n mooi journey loop. Ek wil julle bless in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek wil julle seën in julle huwelike, met julle kinders en julle finansies. Mag julle altyd sukses behaal en in die gees goed raak sien, wat niemand anders raak sien nie. Wees gebless en ek love julle. O, hier is 'n slukkie. Koffie. Baie lief vir julle. Lekker dagie. Tata.